Ons wonderlike, ons groot en magtige en genadige God en Vader in die hemel. Wat 'n voorreg vir ons om voor U, die Heilige, te kan kom buig. Ons wat dit geensins verdien of waardig is nie, kan aan aanbidding voor U kom buig, omdat U vir ons op die kruis gesterf het, Here Jesus. En mag U waarheid in ons harte inspoel, mag U Gees ons lewens verkoop en ons optel, en dat ons Jesus sal raak sien, en Jesus sal toelaat in elke aspek van ons lewens, bid ons in U heilige naam alleen. Amen. Goeiemôre aan elkeen vanmôre. Dis goed om U weer te kan sien. Dis goed om U te kan verwelkom in die huis van die Here. En te kan weet, dit is net God se genade wat ons hier gebring het, nê? Dis lekker om U te sien en dit is goed om weer 'n bietjie hier te kan wees. Vir ons skriflesing, blaai saam met my na die evangelie van Matteus. Matteus 7, vers 21 tot en met vers 23. 'n baie kragtige gedeelte. Ek lees vir u uit die ou vertaling, die 53 vertaling, Matteus 7 vanaf vers 21 tot en met 23. Dis Jesus wat hier praat en dit sê: Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedrywe en in U naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Harde woorde, nê? Kragtige woorde, mag die Here dit in ons harte vandag op 'n persoonlike wyse seën. Ons is vandag werklik geseën, ek wil met 'n wonderlike oggendmanna. Jan Willem, dit was nou kragtig geweest, kragtige lesstudie. En ja, as u nie hier was nie, het u werklik iets gemis. Maar mag die Here ons weer eens toevou in sy genade. Ons boodskap vanoggend is getiteld, klink bietjie snaaks, ons is alright. Ons ken mos die woord alright, nê? Ons is alright. Maar is ons werklik? Ons is alright. Maar is ons werklik? 'n Baie interessante artikel wat so tydjie gelede op sosiale media gesirkuleer het en wat oorspronklik deur die Daily Mirror gepubliseer was, vertel van 'n man wie se vermiste lijk 37 jaar nadat hy vermoor is, op 'n wonderbaarlike wyse ontdek is, nadat 'n vyeboom uit sy maag gegroei het. Die man, Ahmet Ergun, het op die eiland Cyprus in 1974 vermis geraak, nadat hy by die Turkse rebelse beweging aangesluit het en toe deur die Griekse magte weggeneem is. Nou, daar's baie sterk vermoed dat hy deur die Griekse magte vermoor is, maar sy liggaam kon nooit opgespoor word om dit te bevestig nie. Nou 1963 tot 1974 was 'n baie onstuimige tyd op hierdie klein Mediterrane eiland gewees, waaroor die 2000 mense vermis geraak het tussen skermutselings tussen die Griekse en die Turkse magte. Nou, Ahmet se suster, Manur Ergun, wat op die stadium van sy ontdekking 87 jaar oud was, het gesê dat hulle as familie het alle hoop om hulle broer se liggaam op te spoor, of dat hy gevind sou word, laat vaar. Hulle het nie eens meer gedink dat dit moontlik is nie. Maar op 'n dag het 'n sekere navorser toevallig 'n groot vyeboom wat uit 'n grot gegroei het, raak gesien.
Nou dit was duidelik vir hierdie navorser iets opvallend gewees, want vyebome kom nie normaalweg in hierdie bergagtige streek voor nie, en dit het duidelik sy nuuskierigheid geprikkel, en hy het nou gewonder, hoekom het hierdie boom nou daar gegroei, van alle plekke, en hy het om die boom se stam begin grawe uit nuuskierigheid uit, om te probeer vasstel nou, hoekom hierdie boom nou juis hier gegroei het, en soos wat hy om die boom se stam begin grawe het, het hy skielik op die oorskot van mensbene afgekom. Hy het dadelik geskrik gestop, die saak aan die polisie oorhandig en die owerhede het verder ondersoek ingestel en nie net die oorblyfsel van een nie, maar van 3 mense gevind. Nou DNA-toetse het bevestig dat die liggaam waaruit hierdie vyeboom gegroei het en tot die ontdekking gelei het, die vermiste Ahmed Hergun was. Nou verdere toetse het ook getoon dat hulle dood deur dinamieontploffing veroorsaak was. Nou daar word vermoed dat Ahmed en sy 2 vriende deur die Griekse magte in hierdie grot ingedruk is en deur dinamiet tereggestel is om hulle liggame ook te verskuil en weg te steek. Nou met die ontploffing, sê hulle het daar vermoedelik het hierdie wand van hierdie grot meegegee en waar daar natuurlik sonlig ingekom het, maar die 3 liggame was heeltemal bedek, so die Griekse magte het gedink hulle geheim is veilig, mooi bedek en weggesteek. Maar wat niemand geweet het nie, is dat Ahmed ure voor sy dood 'n vy geëet het. En nadat die verrottingsproses sy gang gegaan het, het een van hierdie vysaadjies in Ahmed se maag op 'n wonderbaarlike wyse ontkiem, en as gevolg van die sonlig wat nou die grot binne gekom het, gegroei tot 'n groot boom wat jare later Ahmed se geheim geopenbaar het. Wow, om te dink dat een klein vysaadjie, ek wil so klein saadjie, 'n groot geheim wat vir baie jare bedek was, geopenbaar het. En dit het my laat dink, wat se sondige saad is daar dalk verskuil hier diep in ons eie lewens? Wat 'n sondige saad lê hier in ons lewens? Dinge wat ons wegsteek en dink of hoop, dit sal nooit uitkom nie. Nou weet ons as mense het 'n neiging om altyd dinge te probeer wegsteek, toe te gooi, te bedek en selfs met dinamiet te probeer toeblaas sodat dit nooit sal uitkom nie. En ons kan maklik versoek word om te dink dat ons geheime, hierdie verskeie dingetjies in ons lewens is veilig weggesteek. Maar maak nie saak hoe goed ek en jy sonde in ons lewens probeer wegsteek en toegooi nie. Sonde is in werklikheid soos 'n klein vysaadjie hier binne ons. Dit wag net vir die regte omstandighede en skielik wanneer ons dit eerstens die minste verwag en tweedens ook die minste kan bekostig, sal dit ontkiem en groei tot 'n massiewe groot boom en openbaar waar ons in werklikheid is en wat werklik diep verskuil lê hier in ons harte. En ons kan maklik geflous word om te dink, alles is reg, terwyl dit nie so is nie. Ek weet so, klompie jare terug, in een van my vorige gemeentes, doen ek 'n huweliksverrykingsseminar in een van my gemeentes. Nou die eerste gedeelte van hierdie seminar wat ek gedoen het, bestaan eintlik uit 'n toets, soos 'n opsomming, wat jy die mense doen, ek laat hulle 'n hele klomp vrae invul en alles, en dan merk ons dit, en dan
wys dit eintlik wat is daar fout? Weet dit lig sekere probleemareas uit sodat mens bietjie meer daarop kan konsentreer wanneer ons dit natuurlik in detail bespreek. Jy weet, en dan laat ek almal die toets doen en ons merk dit dadelik en almal kry hulle skore of hulle punte. En dan baie interessant vir my is altyd die onmiddellike reaksie van die egpare wat goed gedoen het. Jy kan hulle sommer sien. Jy kan hulle sommer duidelik sien. Eerstens kyk hulle na mekaar terwyl hulle breed glimlag en onderlangs mompel en sê, "Hey, ons is alright. Ons is alright. Ons het goed gedoen. Ons het nie probleme nie." En dan kyk hulle baie gou na die ander pare om hulle en fluister, "Hey, ons is alright. En julle? En julle? Ons het goed gedoen. Ons kan maar huis toe gaan. Ek bedoel, ons is goed gedoen. Ons is alright." En natuurlik dan stel hulle ook nie meer verder belang in die seminar nie, want ons is mos alright. Nou daar's 'n baie belangrike beginsel in hierdie lewe waar ons almal tog net wil weet of hoor ons is alright. Ons is alright. En as ons alright is, dan voel ons skielik gemaklik, ons voel veilig en ons voel gerus. En dan wil ons natuurlik ook hê dat ander mense natuurlik tog net moet weet ons is alright. Maar ek wil u vandag skok en direk vir u sê, jou huwelik kan dalk alright wees. Jou persoonlike lewe kan dalk alright wees. Jou werksomstandighede waarin jy jou bevind, kan dalk alright wees. Jou verhouding met jou familie en vriende kan dalk alright wees. Jou finansies kan dalk alright wees. Maar as jy dink, jou geestelike lewe is alright, maak jy die grootste fout in jou hele lewe. Jy dink dalk, jy is alright, maar in werklikheid groei daar dalk 'n groot boom uit jou lewe wat 'n ander storie vertel. Die kerk in die algemeen is vandag vol selfvoldane Christene wat dink hulle is alright, maar in werklikheid verlore. Ons skriflesing, Matteus 7 vers 21 sê Jesus vir ons, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. En ek weet nie van u nie, maar hierdie versie het my nog altyd gepla. Want duidelik sê Jesus hier, dat nie almal wat getrou in die kerk sit, eendag gered gaan word nie. Ons sit dalk elke Sabbat gemaklik hier, en dink, ons is alright, maar tog is ons op pad hel toe. En die ergste van alles is, teen die tyd dat ons gaan wakker skrik, gaan dit heeltemal te laat wees. Daarom sê 1 Korintiërs 10 vers 12 vir ons, daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas, dat hy nie val nie. Moet nooit gelukkig raak met jou geestelike toestand nie, want dan is jy juis op baie gevaarlike grond. As daar een woord vandag is, wat vir my baie goed die geestelike toestand van die moderne mens opsom, dan is dit die woord gemaklik. Gemaklik. Die meeste Christene vandag is gemaklik. Stem jy saam? Ons is gemaklik. Inteendeel, kan ek maar sê, ons is selfs gemaksugtig. Ons kom kerk toe, wanneer dit gemaklik is.
Ons wil gemaklik hier sit, sonder dat enige iemand enige eise aan ons stel. Ons soek na 'n goeie en 'n gemaklike erediens, wat ons so gemoed so bietjie streel en natuurlik ons so bietjie vermaak. En na kerk wil ons huis toe gaan en net 'n bietjie gemaklik wees. Ek wil nie betrokke raak in enige iets nie, ek wil nie enige amp beklee of enige verantwoordelikheid op my neem en my tyd, waar ek my tyd van ander moet geef nie, want moenie my gemaksone versteur nie. En ek wil jy uitdaag om net 'n bietjie opreg na jou eie geestelike lewe te kyk. Hoe gemaklik is jy? Hoe gemaklik is jy? En toevallig, Jesus het 'n baie goeie sinonieme woord vir die woord gemaklik. Hy noem dit eenvoudig lou. Lou. Hy kom grou by hierdie boom wat uit jou uitgroei en hy sê vir jou, ek ken jou werke. Met ander woorde, dit wat jy doen. Dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is, gemaklik is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. Ek is alright. En jy weet nie, dat dit jy is, wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. O, ek is alright, want ek is in die kerk, ek lees my Bybel, ek bid elke dag, ek betaal my tiendes, maar Jesus wys diep hier in jou hart in en hy vra, is jy werklik? Is jy werklik? Ek moet teenoor u erken, dat ek as predikant het hierdie twee stryd in my eie persoonlike lewe, wat ek nie altyd weet hoe om by mekaar te bring nie. Ek voel persoonlik, die Here het my gelei in geloofsekerheid, en hoe om mense op 'n praktiese wyse te lei, om die Here in hulle lewens aan te neem. En dit het eerstens my lewe verander, maar ook is dit vir my geweldig vervullend om iemand deur die genade van God na Jesus toe te lei. Om my Bybel te vat en oop te maak en vir hulle die versies te lees en hulle deur die stappe te vat hoe om Jesus prakties in jou lewe aan te neem. Te erken jy's 'n sondaar, te erken jy verdien die dood, te erken Jesus het vir jou gesterf en deur die geloof Jesus te kies in jou lewe en dan jou sondes te bely. Wow, dit is vir my wonderlik. Maar dan het ek hierdie vrees. En ek glo, en ek hoop, dat al die ander predikante het ook hierdie vrees. Waarin ek nie wil hê, mense moet dink, hulle is op pad hemel toe, terwyl hulle nie is nie. Ek bedoel, dit is verskriklik. Dink net, hoe gaan jy voel as jy die dag voor Jesus staan en jy dink jy's gered en skielik ontdek jy, maar jy is nie. Ek wil afgryslik wees. Dit is afgryslik wees. Maar aan die ander kant het ek nog 'n vrees. Ek het nog 'n vrees. En dit is dat ek wil nie hê dat mense wat Jesus in hulle lewens het en aanbid en strewe om hom te dien, moet dink hulle het hom nie. En die hele tyd in onsekerheid lewe en oor hulle verlossing bekommerd is nie. En ek sukkel om hierdie twee by mekaar te bring. En dit pla my. Dit pla my, want ek glo die Bybel leer ons dat ek nie moet bekommerd wees oor my verlossing nie, maar aan die ander kant wil ek ook nie hê mense moet dink of net aanneem hulle gaan hemel toe, terwyl hulle nie gaan nie of nie gered gaan word nie.
En ek stry hiermee. Kyk, ons het almal ons dinge waarmee ons stry en oor bekommerd is. Maar hierdie is vir my belangrik. Weet jy hoekom? Want dis vir ewig. Dis vir ewig. Ons gaan almal eendag voor God staan. En hy gaan een van twee dinge vir jou sê. Kom in die vreugde van jou Heer. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Ek is so bly jy's hier. Jy's my seun, jy's my dogter. Ek wil alles met jou deel. Ek wil jou teen my vashou. Jy's myne. Of hy gaan vir jou sê, ken jou nie. Weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. En wat hy dan ook al vir jou sê, gaan vir ewig wees. Daar is nie dan meer omdraai kans nie. Ons skriflesing se konteks wys duidelik daarop, dat daai dag gaan baie mense, Christene, kerkmense, dalk die meeste van ons wat hier sit, tot ons grootste skok agtergekom, maar ons was verlei gewees. Inteendeel, ons is dalk so verlei, dat ons selfs arrogant vir die Here gaan sê, maar wag 'n bietjie Here, het ons dan nie in u naam geprofeteer, en in u naam duiwels uitgedrywe, en in u naam baie kragte gedoen nie? Here, ek was dan amper elke Sabbat in die kerk gewees. Ek het die Sabbatskool uitgelei. Ek het voor die kinders gestaan en die les die week na week aangebied. Ek was selfs op die kerkraad. Here, hulle het dan net gesê, ek moet vorentoe kom en my hart vir u gee. En ek het dit gedoen. Ek het daai gebedjie gebid. Here, wat gaan nou hier aan? Ek moet hemel toe gaan. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Dit gaan duidelik oor gehoorsaamheid aan God se wil, sy wet. Watter verhouding is daar? Wanneer jy elke Sabbat kerk toe kom, maar jy gee nie regtig om vir God en sy wet nie. Jy kom kerk toe, maar jy mis God se hart. Want jy wil maar net gemaklik wees en jou eie ding doen. Wat help dit as jy elke dag jou Bybel lees? Maar jy lees dit net soos 'n storieboek, wat jy dan toemaak en op jou bedkassie neersit. Hierdie boek is nie 'n storieboek nie. Dis God se gids vir jou lewe. Vir die ewige lewe. Hoe verskriklik sal dit nie wees wanneer jy voor Jesus moet verskyn en ons kom met al ons goeie werke en dinge wat ons doen as bewys dat hy ons in sy koninkryk moet toelaat, en dan sê Jesus vir ons reguit, ek ken jou nie. Ek ken jou nie. En skielik word dit opgegooi dat ons maar al die tyd net ons eie ding gedoen het, op ons eie manier, sodat ons self goed kan lyk, terwyl ons sy wet in ons lewenskant toe geskuif het. Ons het nooit vir die eie ek gesterf nie, maar vir onsself gelewe. Ons het ons eie selfsug, maar net onder 'n Christelike kleed toegegooi en weggesteek en gemaklik ons lewens geleef soos wat ons wou. Ons was in die kerk, maar so deel van die wêreld, dat sy saad in ons lewens gegroei het tot 'n groot boom,
wat nie net wys waar ons is nie, maar ook werklik wat in ons is. Een Sabbathooggend so rukkie terug, ry ek Magnolia kerkie toe, en ek stop by 'n rooi lig, by 'n rooi robot. En soos wat ek saam met ander karre staan en wag vir die lig om groen te word, ek was heel voor en karre langs my en agter my, net soos wat die robot amper weet, sien hy gaan nou oorslaan, kom daar skielik 'n klomp fietsryers voor ons oorgery. So 'n klomp van hulle, duidelik die een of ander fietsry klip of iets. En soos wat hulle oorry, word die lig natuurlik vir hulle oranje en rooi. En 'n jong meisie, ek skat haar so universiteitsvlak, stop, want die lig is vir hulle rooi en dit gaan nou vir ons groen word. Maar soos wat sy stop, kom daar 2 jong manne, jong mannetjies, duidelik op hoërskool, verby haar gery met spoed. Sy stop, maar hulle ry oor. Ek sien nog sy skree vir hulle, hey, die lig is rooi, maar teen daai tyd is hulle al veilig oor. En sy staan daar en sy kyk agtertoe op haar fiets. En ek sien op haar gesig, skielik besef sy, maar ek is nou agter. Ek is alleen. Almal het oorgery en ek is agter. En ek sien sy mik om te wil oorry. Sy wil oorry, maar teen daai tyd is die lig klaar vir ons groen en ek begin te ry en die ander karre begin te ry. En skielik besef ek, niemand van ons wil agtergelaat word in hierdie wêreld nie. Ek bedoel, dit is nie lekker nie, dit voel nie reg nie. Niemand van ons wil agtergelaat word nie. Veral nie terwyl ons vriende en kennisse en familie vooruit gaan nie. Hulle gaan vooruit en ons bly agter. Nou, as ek my Bybel reg verstaan, dan gaan daar 'n stadium kom, net voor die wederkoms, en dit is die tyd waarin ons leef, waar Satan, luister mooi, waar Satan gaan sorg, dat as jy Jesus volg en hom gehoorsaam in jou lewe, jy in werklikheid agtergelaat gaan word, terwyl baie van jou vriende, jou familie, lyk of hulle jou ver vooruit gaan in hierdie wêreld. Hulle ry oor rooi ligte, en niks gebeur met hulle nie, terwyl hulle vooruit gaan, en ons wat stop, bly agter. En ons wil tog nie agterbly nie. Ek wil terwyl ons pelle vooruit gaan in hierdie wêreld nie met die gevolg, en dit is in werklikheid Satan se slaghuister. Ons word versoek om ook kansse te vat en toegewings te maak, en dan begin ons ook oor die spreekwoordelike rooi ligte van God se woord te ry. In die begin is ons skrikkerig en ons is versigtig, maar soos wat ons oor die rooi ligte van God se wet ry, wat gebeur? Ons raak al hoe beter daarin, en beter daarin, en meer gerus met die gevolg, ons ry oor al hoe meer en meer van God se vereistes, en later raak ons so goed daarin, dat ons saam met ons pelle voor in die wêreld weer ry. Gemaklik. En ons dink, ons is veilig in die kerk. Ons is right, want ek bedoel, ek is nog hier, ek is hier. Geen tragedie het my getref nie. Maar wanneer Jesus op die wolke gaan kom, gaan ons tot ons skok ontdek. Die kwessie is nie dat ek veilig oor al die rooi ligte van God se wet gery het nie, maar dat ek in die eerste plek oor die rooi ligte gery het. Pleks ek maar gestop het en agtergebly het.
Daarom, moenie getempteerd word om oor die rooi ligte van God se woord te ry nie. Al raak jy hoe agter in hierdie lewe. Stop eerder, want die einde is nie die moeite werd nie. En nog belangriker, moenie gemaklik raak met jou geestelike lewe nie. Moenie dink jy is alright nie, want om veilig en gemaklik in die kerk te sit, is geen waarborg dat jy eendag veilig en gemaklik voor Jesus sal kan staan nie. Pas op vir die saad wat in jou groei. Amen. Amen. Onse Here Jesus. Ja, ons staan in u kerk en van ons is al dalk vir baie jare hier. En ons dink al ons ou sondetjies is mooi weggesteek. Mooi toe. Terwyl daar in werklikheid maar 'n boom uit ons groei. En wys nie net wie ons is nie, maar ook waar ons werklik is. Ja, Here, ons kan almal flous, maar nie vir u nie. En Here, ons moet erken en bieg dat baie van ons het maar in hierdie wêreld en in die kerk gemaklik begin lewe. Gemaklik met ons godsdienst, terwyl ons dink ons is alright, terwyl ons dit nie werklik is nie. Here, ons het nodig om terug te kom na u toe. Werklik terug te kom. En by u woord te kan staan en op u woord te staan en in gehoorsaamheid, werklike gehoorsaamheid teenoor u te lewe. Want Here, ons het al so gewoond geraak om hierdie rooi ligte van u woord, van u wet, maar net oor te ry. En weer oor te ry. En niks het gebeur met ons nie, so ons raak gewoond om maar net weer oor te ry. Sodat ons gemaklik saam met ons vriende in hierdie wêreld kan wees. Maar Here, dis die slaghuister. Help u ons om werklik in gehoorsaamheid teenoor u te lewe. Om u in ons harte toe te laat. Om u werklik in elke aspek van ons lewens toe te laat. En in volle gehoorsaamheid te lewe. Om by die rooi ligte van die woord te stop. Alles ons heel agter. Alles ons heel alleen. Want alleenlik dan sal ons voor u kan staan. Wees ons genadig, Here Jesus. Ons vra dit in ons verlosser Jesus se kragtige naam. In Jesus naam sê ons dankie daarvoor. Dankie Jesus.